Hallo en baie welkom by NG Virda Park se aanlyn bediening. Ek is Pieter en baie dankie dat jy vandag saam kyk. Of jy nou van die huis af kyk met 'n koffie in die hand, dalk laat in die aand of dalk tussen jou besige dag, is jy baie welkom. En ek hoop dat hierdie oomblik vir jou 'n asemruimte sal gee en 'n stukkie teenwoordigheid saam met God. Ons gaan vandag saam luister na Johannes 17. Dit is 'n gebed van Jesus, 'n gebed vir mense wat broos is. En dalk herinner dit jou ook dat God se heerlikheid groter is as jou eie onvermoë of jou eie swakheid. So kom ons lees saam. Ons gaan kyk na Johannes 17 van vers 1 tot en met vers 11. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit aanvaar en werklik besef, dat ek van u af gekom het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort, en alles wat myne is, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en ek kom na u. Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Ek wil jou vir 'n oomblik terugvat na hierdie wêreld waarvoor Johannes geskryf is. Johannes 17 gebeur letterlik ure voor Jesus gearresteer word. Dis die laaste deel van Jesus se gesprek met sy disippels. Die atmosfeer is swaar. Hulle weet iets groots is aan die gebeur, maar hulle verstaan nog nie heeltemal wat hier aan die gang is nie. En dan doen Jesus iets verrassend. Hy gee nie vir hulle die strategiese plan of die gameplan van wat nou volgende gaan gebeur nie. Hy sê nie vir hulle, hier is hoe julle nou alles moet beheer nie. Jesus bid. Hy bid vir sy disippels. En die eerste ding waaroor hy praat in hierdie gebed is heerlikheid. En dis belangrik, want Johannes se evangelie lig vir ons uit dat heerlikheid 'n baie belangrike en groot tema is. Johannes 1 sê, die woord het mens geword en ons het sy heerlikheid aanskou. Jesus kom aarde toe om God sigbaar te maak. So wanneer mense na Jesus kyk, sien hulle hoe God lyk. En hulle sien God se genade, hulle sien God se waarheid, hulle sien God se hart, God se teenwoordigheid. Jesus openbaar die Vader aan almal wat hom ontmoet. En dit is dan ook so in hierdie beweging van Johannes en van die Johannese gemeenskap vasgevang. En nou gebeur iets nogal dramaties. Daardie beweging gaan nou oor na die disippels toe. Jesus sê, ek het u naam bekend gemaak, en dan, in hulle is ek verheerlik. So met ander woorde, hierdie boodskap, hierdie
koms van Jesus en hierdie opdrag word oorgedra aan sy disippels. Die heerlikheid wat sigbaar was in Christus begin nou deur hierdie disippels en gewone, feilbare mense sigbaar word. En dit is 'n deel wat ons eintlik nogal diep moet tref. Want Jesus wag nie eers vir hierdie disippels om hulle self reg te ruk nie. Hy sê nie, kom ons kyk hoe sterk kan julle wees, gaan julle sterk genoeg wees om hierdie koninkryk by my te kan oorneem nie. Hy sê dit vir mense terwyl hulle nog bang is, terwyl hulle onseker is, terwyl hulle nog gaan struikel. Hy vertrou reeds God se naam aan hierdie disippels en gevolglik dan ook hierdie hoorders in Klein-Asië toe. Ek dink baie van ons leef met die gedagte dat ons swakheid of ons feilbaarheid, ons broosheid God frustreer. Asof ons God konstant teleurstel. Dat hy dink, ek wens ek het beter mense gehad om mee te werk, 'n beter groep mense om hierdie boodskap aan toe te vertrou. Maar Johannes 17 wys eintlik vir ons die teenoorgestelde. Jesus weet presies wat hierdie disippels gaan doen. Hy weet Petrus gaan hom verloon. Hy weet Thomas gaan twyfel. Almal gaan vlug. En tog bid hy nie, vat nou net hierdie roeping weg van hulle en gee dit vir 'n beter groep mense nie. Hy bid, Heilige Vader, bewaar hulle. Dit tref mens diep. Dis nie maak hulle perfek nie. Bewaar hulle. En ons sien die hoop van hierdie teks lê nie daarin dat die disippels uiteindelik foutloos of perfek gaan wees nie. Die hoop lê daarin dat God se heerlikheid groter is as hulle en as ons eie broosheid. Nou, hier is die ding, want ons leef in 'n wêreld wat konstant vir ons oordra dat ons indrukwekkend, Instagram, famous en perfek moet wees. Ons moet meer suksesvol wees, ons moet meer seker wees, ons moet sterker wees, ons moet slimmer wees, ons moet meer in beheer wees. En selfs ons geloof raak partykeer 'n soort van 'n kompetisie of prestasieprojek. Johannes begin nie by ons menslike vermoëns nie. Johannes begin by God. By die Vader se heerlikheid. By die Seun wat die Vader openbaar. By God wat eerste beweeg. En dit verander alles vir ons. Want nou gaan dit nie meer oor ek moet so indrukwekkend wees sodat ek 'n instrument vir God kan wees of goed genoeg kan wees vir God nie. Nou gaan dit oor, kan ek naby genoeg aan Christus leef dat sy heerlikheid van my af reflekteer. En dis 'n heel ander ding. Miskien moet ons dit vandag hoor. Dalk is dit die boodskap wat jy vandag kort, dat jou feilbaarheid jou nie uitsluit van God se teenwoordigheid nie. Dat jou onsekerheid jou nie diskwalifiseer van God se genade nie, of dat jou swakheid nie groter is as God se vermoë om hom deur jou sigbaar te maak nie. Natuurlik leef hierdie disippels en ons ook steeds in 'n moeilike wêreld. Jesus sê hulle is nog in die wêreld. Ons ken daardie gevoel. Ons leef ook in 'n tyd van spanning, in 'n tyd van politieke geraas, van oorlog, finansiële druk, van baie onsekerheid. Interessant genoeg begin Jesus nie by die wêreld se gaas nie. Hy begin by die Vader se heerlikheid. Want baie van ons verloor onsself in hierdie geraas.
Ons raak maklik vasgevang in vrees, in spanning. Ons sal baie maklik onsself net wil beskerm en wil laer trek. Dinge wil doen wat ons laat vergeet wie ons is, dat ons net veilig moet voel. Johannes herinner ons behoort aan God. Ons dra nie God se naam omdat ons perfek is nie. Ons dra God se naam omdat Christus ons vashou. En dalk is dit juis hoe God se koninkryk anders lyk in hierdie wêreld. Nie deur mag of indrukwekkend te wees nie, maar deur gewone mense wat iets van God se genade, vrede en hoop kan weerspieël. Moontlik is dit hoekom Johannes uiteindelik in Openbaring skryf: kyk, die woonplek van God is by die mense. Die Bybel eindig nie met mense wat die aarde ontsnap nie. Dit eindig met God wat nader kom. Van Johannes 1 na Johannes 17 na Openbaring 21 beweeg dieselfde waarheid deur. God wil by mense wees. En nou word die kerk daarvan 'n teken. Ons is nie perfek nie. Ons is maar mense wat stadig leer om God se heerlikheid raak te sien en dit ook te weerkaats. Soos 'n maan wat net die son se lig kan terugkaats. Iets van die wonder van Johannes 17. Dis nie dat die disippels so sterk is nie. Die wonder is dat Christus steeds sy naam deur brose mense soos ons te vertrou. Dis vir ons wêreld genoeg. Dankie dat jy gekyk het. En mag hierdie woorde met jou saamstap hierdie week. Mag jy onthou dat God se heerlikheid groter is as jou eie broosheid. Mag jy iets van God se lig weerspieël, selfs op gewone of moeilike dae.